Vandag kyk ons na iets wat reguit uit 'n riller klink. Jy het seker al gehoor van vleisvretende bakterieë. Wel, die regte naam is nekrotiserende weefselinfeksies en dis net so ernstig soos wat dit klink. Kom ons duik in. En om dit regtig te verstaan, gaan ons diep delf. Ons gids vandag is hoofstuk 11 uit hierdie handleiding vir hiperbariese medisyne. Dis 'n kennisbron wat ons gaan help om nie net die siekte self te verstaan nie, maar ook 'n baie spesifieke en kragtige terapie wat gebruik word om dit te beveg. 20%, dis 'n groot syfer en dis die algemene sterftesyfer vir mense met bevestigde gevalle van hierdie infeksies in die VSA. So van die begin af weet ons, die insette is ongelooflik hoog. Goed, so kom ons begin by die begin. Wat presies is hierdie vleisvretende infeksie? Wat gebeur regtig binne in die liggaam? Nou, hier's die eerste groot ding om te verstaan. Die term vleisvretend is eintlik 'n bietjie misleidend. Die bakterieë eet nie letterlik jou vleis nie. Wat wel gebeur, is dat die infeksie 'n proses aan die gang sit wat weefsel doodmaak, nekrose. En dit gebeur vinnig, skrikwekkend vinnig, veral diep onder die vel in daai laag wat ons fascia noem. En dis wat dit so ongelooflik gevaarlik maak. Kyk hierna. Dit versprei blitsvinnig langs daai sasiale vlakke, sny die bloedtoevoer na die weefsel af en hier is die sleutelleidraad vir dokters. Pyn buite verhouding. Dit beteken die pasiënt is in absolute doodsangs, maar op die vel sien jy dalk net 'n klein rooi merkie. Die ware oorlog woed diep onder die oppervlak en dit kan vinnig lei tot skok en totale orgaanversaking. So, hoe word dit so vernietigend? Wel, die infeksie het 'n geheime wapen. Dis eintlik briljant, op 'n aglike manier. Dit skep die perfekte donker omgewing vir homself om te floreer. Ja, hoe word dit so aggressief, so blitsvinnig? Dis die vraag wat dokters wakker hou in die nag. Die antwoord, die kern van die hele probleem, kom neer op een enkele woord: hipoksie. Dis 'n toestand waar jou weefsel letterlik van suurstof verhonger. En dit is die infeksie se superkrag. En hier kan jy sien hoe hierdie bose kringloop werk. Dit begin met die infeksie en swelling, wat die bloedvloei verminder. Stap 2, met minder bloed daal die suurstofvlakke dramaties. Jy kry hipoksie. En hier's die kinkel. Ons eie immuunselle, ons wit bloedselle wat die infeksie moet beveg, het suurstof nodig om te werk. Sonder suurstof is hulle nutteloos. En wie is mal oor 'n suurstofarm omgewing? Juig, die mees gevaarlike suurstofhatende bakterieë. Hulle floreer en die infeksie ontplof. Goed, so hoe veg ons teen so iets? Wat is die standaard aanvalsplan? Daar's 2 absolute hoofpilare van behandeling. Nommer 1, aggressiewe, en ek bedoel aggressiewe chirurgiese debridement. Die chirurg gaan in en sny letterlik al die dooie en besmette weefsel uit, oor en oor. Nommer 2, pomp die pasiënt vol met die kragtigste breë-spektrum antibiotika wat jy kan kry. Hierdie 2 dinge is nie onhandelbaar nie. Maar hier is die probleem, né? Die infeksie het sy eie kragveld van lae suurstof geskep. Dit maak dit moeiliker vir die antibiotika om te werk en dit maak dit moeiliker vir die liggaam om te genees. So, wat kan ons nog doen? Wel, dit bring ons by 'n derde, kragtige bondgenoot in hierdie geveg. Ons gaan terugveg met die een ding wat die infeksie die meeste haat: suurstof. En die manier hoe ons dit doen, is met hiperbariese suurstofterapie, of HBOT. Die konsep is eintlik redelik eenvoudig, maar die effek is diepgaande. Jy plaas die pasiënt in 'n drukkamer en hulle asem 100% suiwer suurstof in. Die druk forceer daardie suurstof om in die bloedplasma op te los, wat beteken jy kan ongelooflike hoë vlakke van suurstof tot diep in daardie suurstofverhongerde weefsels kry. En dis belangrik om te onthou, HBOT is nie 'n plaasvervanger vir chirurgie of antibiotika nie. Dis 'n aanvullende terapie. Dit werk saam met die standaardbehandeling. So terwyl die chirurge die dooie weefsel verwyder en die antibiotika die bakterieë doodmaak, kom HBOT in en val die infeksie se geheime wapen, hipoksie, direk aan. Dit help die immuunselle om weer aan die werk te kom en kan selfs sekere antibiotika meer effektief maak. Reg, so die teorie klink fantasties, maar werk dit regtig? Maak dit 'n verskil in die regte wêreld? Kom ons kyk na die bewyse. Nou, ons bron is eerlik hieroor. Dis ongelooflik moeilik om perfekte, gerandomiseerde kliniese proewe te doen op 'n siekte wat so skaars en so vinnig bewegend is. Dis net nie eties of prakties nie. Maar die aanhaling sê dat ten spyte daarvan, die talle studies wat wel bestaan, keer op keer 'n voordelige effek wys. En hier is 'n paar harde vyfers. 'n Meta-analise van 2021
wat na data van meer as 95.000 pasiënte gekyk het iets ongelooflik gewys. As jy die groep wat HBOT gekry het, vergelyk met die groep wat dit nie gekry het nie, was daar 'n 56% laer kans op dood in die hospitaal en 'n 40% laer kans op 'n groot amputasie. Dis massief. Om dit in perspektief te plaas, kyk na hierdie nommer, 19. Die analise het bevind dat vir elke 19 pasiënte met hierdie tipe infeksie wat met HBOT behandel word 1 lewe gered, 1 dood word voorkom. Dis 'n ongelooflike kragtige statistiek. En as ons na 'n baie spesifieke tipe van hierdie infeksie kyk, genaamd Fournier-se gangreen, is die prentjie selfs meer dramaties. 'n Terugblikkende studie het gewys dat sonder HBOT was die sterftesyfer 42%. Dis amper 1 uit 2 mense. Met HBOT, daardie syfer het gedaal tot net 7%. Dis 'n asemrowende verskil. So die bewyse lyk redelik duidelik. Die terapie werk. Maar die grootste uitdaging is dalk nie eens of dit werk nie. Dis 'n wedloop teen tyd. Hierdie infeksies wag vir niemand nie. Die diagnose moet blitsvinnig wees, die chirurgie moet onmiddellik wees, die antibiotika moet dadelik begin. En dit bring ons by die reuse logistieke uitdaging. Jy moet die pasiënt vinnig by 'n hospitaal kry wat nie net die regte chirurge en dokters het nie, maar ook een van hierdie hiperbariese kamers. En dit is nie altyd maklik nie. So op die ou end, kom dit hierop neer. In die geveg teen 'n vleisvretende infeksie, is suurstof nie net lug wat ons inasem nie, dis ammunisie. En dit los ons met 'n groot en baie belangrike vraag vir die toekoms. As hierdie infeksie so 'n genadeloose wedloop teen tyd is, hoe ontwerp ons gesondheidstelsels om seker te maak dat die kragtigste wapens, soos HBOT, op die regte plek is, presies op die regte oomblik, om lewens te kan red?